Dis lekker saam met julle. Ons leef in 'n land waar konflik deel van ons DNA is. Van altyd af beklei mense onder mekaar. As 'n klomp stamme, en onder hierdie stamme is hulle heeltyd aan die veg oor grondgebied en oor weiregte en allerhande goed. Dit was verskriklik geweest. Van die stamme het mekaar aktief probeer uitmoor, van hulle het gevlug Afrika in. En toe die blanke settlers kom, was daar 'n mate van stabiliteit toe 'n klomp van hulle toe gaan en sê asseblief kan julle ons nie beskerm nie, veral die kleiner stamme is bedreig. Maar daardie proses het ons oor duisende jare, minstens honderde vir die laaste stuk, het ons geweldige wantroue onder mekaar en ons beklei mense en staan hulle op hulle regte. En dis 'n kenmerk van ons land en ons het maar daarmee groot geword. Dis vir ons hoe dit maar is. Ons begin te sê dit is hoe die swart stamme is. Maar is nie oral so nie. As jy in 'n land soos Zimbabwe kom of Mosambiek, is dit heeltemal anders. Daar het jy nie hierdie geweldige agterdog nie. Daar's ook gevegte, maar nie op die vlak wat dit by ons is nie. Vyandskap is deel van ons lewe. En die instink met vyandskap is dat jy wil vergeld. Ons gaan vandag kyk wat sê die Bybel oor ons vyande en die rol wat vergelding speel, of dit 'n opsie is en of daar nie beter alternatiewe is nie. Hierdie is die hart van die evangelie. Dis waarvoor Jesus gekom het. So kom ons luister mooi vandag en ons probeer 'n bietjie verstaan. Here, dis kosbaar in u teenwoordigheid met u woord en met die wonder van u Gees wat by ons is en in ons is. Dankie vir die lewe wat u bring. Dankie vir die hoop wat u bring. En dankie vir nuwe kansse. As ons nou u woord open, vir ons u stem hoor. En Heilige Gees, ons bid dat u vrylik sal werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Romeine 12 vers 14. Seën julle vervolgers, ja seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Vers 17. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit is daarom eie aan mense om wanneer hulle ingedoen voel en beleef hulle word ingedoen, om wraak te neem, om die een terug te kry. Dis een van die mees basiese dinge in 'n klein kind, is dat hy iemand wil seermaak, of terugbetaal, of hom net wil seermaak om sy pyn te wys. En die natuurlike in die proses is dat ons vergelding verstaan. En nou begin hierdie gedeelte deur te sê, seën julle vervolgers. En as hy vir homself wil sê, nee, ek het my nie weerspreek nie, ek herhaal, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Hierdie vervloek is 'n interessante woord, dit beteken 'n vloekgebed oor hom uitspreek, dat ek nie net in die oomblik van die hitte nie, toe ek nie kan keer, my woede net uitspoeg nie, maar ek het my tyd gevat en rustige gebed gaan bid, waarin ek in detail uitlê, vir wie ook al, ek weet nie of dit vir die Here kan wees nie, maar in detail vir hom uitlê, hoe hy hierdie ander een moet straf. Dit voel of, as ek dit kan doen, of dit iets in my stil maak. En hoeveel rolprente is daar nie? En ek is baie lief vir hulle. Van iemand wat iets grondigs boos doen, en hy sterk en magtig, en dan kom iemand en hy neem wraak op 'n baie vindingryke, kreatiewe, effektiewe manier. En dit is vir ons lekker om dit te sien. Maar die Bybel sê, pas op, as dit deel van jou denke oor die lewe is. Die kenmerk van Christene is dat hulle obsessief is oor vrede. Die Bybel sê hier, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En hierdie woord vrede
beteken dat daar 'n vooraf ingesteldheid moet wees van ek wil probeer om mense te versoen. Ek is vooraf positief ingestel oor mense. Ek is nie gereed om hulle foute te sien nie. Ek kyk dit baie keer selfs 'n bietjie mis. Ek wil vrede bewerk. Dit is my instink. As Christen, nie in die gewone wêreld nie. Interessant dat wraak wel 'n plek het. So want ons instink sê net maar iewers moet die ou daarom teruggekry word wat die fout gemaak het. Die Bybel sê inderdaad het wraak 'n plek en wraak het 'n baie belangrike plek. Maar wraak is 'n verskriklike ding. Jy moet pas op as jy aan hom begin proe, dan drink jy baie sterk gif. Want sien, wraak doen iets aan die een wat die wraak moet uitoefen. En daarom sê hy, wanneer jy wil wraak neem, dan moet jy weet, dis nie jy wat dit kan doen nie, hier speel jy buite jou liga, dis te groot vir jou. Wraak is te sterk. Nou, dit het veral te maak met die onreg wat mense aangedoen word. Ek het niemand iets aangedoen nie, ek was onskuldig geweest en hierdie een het toe gekom en hy het my benadeel. En nou wil ek wraak neem. En die onreg wat ek beleef, veroorsaak dat ek dit wil doen. Nou die Bybel is daaroor glashelder, dat daar 'n verskil is tussen onreg dra en onreg verdra. Ons moet die twee nie verwar nie. Onreg mag ons nooit verdra nie. As iemand benadeel, is dit verkeerd. En ek mag dit nooit goed praat nie. En wie ook al die benadeling gedoen het, as hy die ou se goed gesteel het of iemand doodgemaak het, hy moet gestraf word. Daaroor is geen twyfel nie. En dis ons rol as Christene. Wanneer daar onreg is en foute is, dan moet ons sorg dat die een aan die pen kom. Ek het geen misdadiger gehelp deur om maar net vry te spreek as hy die misdaad gepleeg het. En sê, weet jy wat, steel maar my goed, maak maar mense dood, ek gee nie om nie, ek vergewe julle nie. Dis nie wat die Bybel sê nie, inteendeel. Die Bybel is geweldig oor onreg. Maar wat hy wel sê is dat ons onreg moet kan dra. En dit gaan veral oor onreg wat ons aangedoen word. Moet ons in staat wees om nie onmiddellik te wil wraak neem nie, maar om dit te kan dra. Soos Jesus gedra het, hy praat van hom as iemand wat soos sy skeerders, soos 'n skaap sê hy, wat as hulle hom wil skeer, is hy maar net lam. Hy beklei nie met hulle nie. 'n Skaap kan nie begin hap aan die mense wat hom wil benadeel nie. So, 'n teken van volwassenheid is dat ek onreg kan dra. Is 'n teken van emosionele onvolwassenheid as ek heeltyd onmiddellik gereed is om te beklei en te veg en te beskuldig. So onreg moet gedra word, maar onreg moet nie verdra word nie. As iemand 'n misdaad pleeg, moet hy op die gepaste manier aan die man gebring word, hy moet verhoor word en ek is daar waar dit gebeur. Ek sien hoe die regter hom beoordeel en hy word veroordeel en hy word in tronk gesit. Maar die Bybel sê, vir ons is dit dan die einde, ek is van hom ontslaan, ek hoef niks vir met hom rekening te hou nie, binne in myself gaan die geveg nog 'n ruk aan, maar die proses gaan sy gang. Die Bybel sê, weet jy, kom ons dink weer oor die hantering van onreg. Gestel, 'n mens sou nou nie die reg sy gang laat gaan nie, ons sou vrye teel sê as dit gaan oor wraak neem. As iemand my benadeel, kan ek hom terugkry. En gestel ons 'n regstelsel waar die regter die saak verhoor en dan vir jou wat die aanklag doen, die reg gee om die vonnis te voltrek. So het iemand vermoor wat naby my is en die regter sê, goed, wat dink jy sal die gepaste straf wees? En ek sê vir hom, ek dink die doodstraf sal die gepaste straf wees. Hy sê, goed, hoe gaan jy die doodstraf voltrek? En gestel ek sou die doodstraf dan self daar voltrek. Ek sal die persoon, hoe ek ook al gaan doodmaak, skiet of wat ook al, ek sou dit doen. Dan gaan jy sien dat jy nie vry is nie, en dat jy nie tevrede en gelukkig is nie. Wel, dit het nie die een wat dood is teruggebring nie. Wat dit oorlaat is die een wat dit gedoen het, wat afgetrek word daardeur. Wraak is 'n verskriklike ding. As jy wraak neem, sit dit 'n proses aan die gang, wat dinge binne in jou vernietig, wat jou oordeel aantas, en wat die mense naby jou verskriklik nadelig beïnvloed. As jy heeltyd ingestel is om ander se foute aan die man te bring en daaroor te praat en jou op te werk daarvoor, is al wat jy doen om mense wat
glad niks met die ding te doen het nie. Mense wat by jou moet veilig voel, hulle word deel van hierdie gif wat ingespuit word. En dit is vernietigend. En daarom sê die Bybel, moenie by wraakneem gaan nie. Moet dit nie vertroetel nie. Dit is ook lekker om dit in 'n fliek te sien, maar pas op dat jy glo dat dit jou lewe gaan verbeter. Wraak word deur God geneem. Hy sê, ek sal vergeld. Ek het die reg om dit te doen. So wat is jou werk? My werk is om na die misdadiger terug te gaan in die tronk. Die reg sit hom daar, hy het die oordeel, die vonnis verdien, maar ek, sê die Bybel, moet teruggaan na hom toe, en terwyl hy in die tronk is, moet ek aan hom aandag gee. Moet ek, hy staan hier, moet jy vir hom kos gee, en moet jy vir hom water gee as hy dors is. Want hy verwag dat jy hom gaan haat. Jy het dit reeds in die hofsaak, het jy dit gehoor, en nou nadat die hofsaak verby is, kom ek na hom toe, en ek stel belang in hom, ek vra uit oor hom, ek vra uit oor sy agtergrond, ek vra uit oor sy motiewe, en ek het 'n kans om vir hom te sê, goed, wat is jou behoeftes, waarmee kan ek jou help hier in die tronk? 'n Gebeurtenis wat in my lewe 'n onbeskryflike rol gespeel het, hier rondom dit wat jy met jou vyande moet doen. Speel af, het begin in 1993, in Gugulethu in die Kaap, is daar 'n meisie van Stanford Universiteit in Kalifornië, en as deel van hulle studies, moet hulle gemeenskapsprojekte doen. En sy was 'n slag in Suid-Afrika, sy is toe 26 jaar oud, haar naam is Amy Beale, en sy besluit, maar Suid-Afrika het haar diep geraak, en sy kan sien, hier is verskriklik nood in Suid-Afrika, en sy dink, sy kan hier 'n gemeenskapsprojek kom doen as deel van haar studies. En so land sy in Gugulethu, en sy werk saam met onder andere 3 ander hulle swart studente, sy is 'n blanke. En op 25 Augustus 1993 vat sy die 3 vriende wat saam met haar studeer na hulle huise toe in Gugulethu. Die dag is daar 'n opstandige massa wat aan die betoog is, die rasse ding was toe baie gespanne gewees in daai tyd. 100 van hulle sien die kar aankom, sien 'n witte in die kar, en hulle keer die kar net daarvoor, en 4 van hulle is half die voorbokke, en hulle ruk die deur van die kar oop. Sy probeer nog vir hulle verduidelik, maar luister, ek is een van julle, ek help julle, ek is hier vir projekte wat julle moet ophef. Hulle wil na geen rede luister nie, die 3 in die kar probeer vir hulle verduidelik, hulle steur nie aan hulle nie, en hierdie 4 begin Amy met 'n mes te steek. En toe sy omtrent sterwend is, kry hulle klippe en hulle begin haar te gooi. Onder aanmoediging van die skare ook. En Amy sterf daar. Vir haar ouers is dit onbeskryflik, hartseer, tragies, onhanteerbaar. Hulle vat die nuus verskriklik sleg. Hulle kind in die vreemde wat dood is. En eers was hulle platgeslaan deur die pyn. En die 4 word toe gevang, vir interessantheid, hulle word toe gevang, hulle word verhoor, en hulle kry 18 jaar tronkstraf vir dit wat hulle gedoen het. Hulle het in die hofsaak geweldige berou gehad, sê hulle is jammer, hulle het dit nie, hulle was onder druk gewees, en dit was politieke beïnvloeding gewees, maar ten spyte van hulle berou, kry hulle 18 jaar vonnis, elkeen van hulle. Amy se ouers besluit nadat die vonnis nou uitgedien is, hulle was hier vir die hofsaak, hulle is terug in Amerika, begin hulle die stukke bymekaar maak oor hulle kind se lewe, en hulle dink oor hulle lewe, oor hulle toekoms, en oor hulle kind se drome. En hulle besluit, maar hulle wil hierdie 4 wat haar doodgemaak het, hulle wil hulle beter leer ken. En hulle kom terug Suid-Afrika toe, gaan tronk toe, en hulle begin met hierdie 4 aanvanklik net kontak te maak. En hierdie 4 sê vir hulle, ons het nie woorde om vir julle te beskryf wat 'n verskriklike ding ons gedoen het nie. Dis nie, ons wou dit nie doen nie. Ons is verskriklik spyt oor dat ons dit gedoen het. En hulle sien dat dit reg is. Hulle name is Pieter en Linda. En 1998 is die Waarheids- en Versoeningskommissie se sittings. En hierdie 4 doen ook aansoek, omdat dit politiek geïnspireer was, dat hulle wil vryskel en kry. Hulle word verhoor, en die saak word aangehoor, en Pieter en Linda kom, en hulle stel ook 'n saak waarin hulle vra dat hierdie 4 vrygelaat word. En dit het 'n geweldige rol gespeel, hulle pleidooi, dat die 4 toe wel vrygelaat is, in 1998, na hulle 5 jaar in die tronk was.
En toe begin Linda en Pieter 'n fondasie van die grond af te kry. Die Amy Beale hulpskema, waarin hulle mense ophef. Hulle doen presies wat Amy wou kom doen het en wat sy met haar studies wou bereik het. En hulle begin die mense in die gemeenskap skool te gee, te leer lees, werk te gee en die mense op te hef. En twee van hierdie mense wat vrygeskeld is, hulle is, die twee is Tobeki Penny en Easy Mofemela, moeilike name. Hulle begin toe vir Linda hulle in hierdie projek te werk. En dis jare, hulle werk nog steeds vir hulle. Intussen is Pieter oorlede, Linda gaan nog met die werk aan, nog steeds, met fenominale resultate. Dit was so aangrypend geweest, dat Nelson Mandela dit, toe hy by die tronk uit dit gaan besoek het, en dit geweldige hoë agting het, wêreldwyd, hierdie werk wat hulle doen. Dit het Linda bevry, vir Pieter ook. Dit het hulle mense gemaak wat die hartseer van hulle kind se dood op 'n manier kon verwerk, wat vir hulle lewe teruggebring het. En daarom is dit nie iets wat maklik is nie. Dit is nie iets wat jy net sommer besluit jy doen nie, maar dit is wel iets wat vir ons kosbaar is, want dit is wat ons Here gedoen het. Hy het mense wat hom benadeel het, vergewe. En weet jy wie is daai mense? Nie die Jode wat hom gekruisig het nie, ons. Ek wat sonde doen. Ek wat nie my verantwoordelikheid as Christen nakom nie. Ek wat baie keer God se naam in gedrang bring met dinge wat ek sê of dinge wat ek doen of dinge wat ek nie sê of doen nie. En ten spyte daarvan kan ek met vrymoedigheid na hom toe gaan en sê, Here, vergewe my. En weet jy wat? Hy doen dit elke keer. En daarom is hierdie tot die wese van ons geloof. En jy gaan daarmee sukkel. Maar worstel daarmee. Vertrou die Here dat jou worsteling daarmee ander dinge in jou lewe in plek gaan trek. Mag die Here ons help. Here, ons is nie van self lief vir mense wat ons benadeel nie. En dit is ook nie reg dat ons dit net sommer so niks daarvan maak nie omgee nie. Dit is vir ons verskriklik. Maar as deel van ons worsteling wil ons graag doen soos U ons geleer het en soos U doen. En hierdie woorde maak nie vir ons sin nie, dat jy iemand wat jou benadeel moet help, moet kos gee, moet water gee, hom moet vergewe. Dit maak nie vir ons sin nie. Maar ons is U kinders en U is ons Here en ons vertrou U. En ons gaan daaroor dink, ons gaan daarmee worstel. Wil U vir ons help? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.